Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, en die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Geliefdes, kom ons bid saam. Heer ons almagtige God, U wat is, wat was en wat altyd sal wees. Ons kom nou voor U en ons word stil in U teenwoordigheid. Ons dank U, Heer, dat ons U vanoggend mag aanroep. Dat U nie ver is nie afwesig nie onbetrokke nie, maar dat U die lewende woord is wat hoor wanneer die kinders roep. Heer, ons is vandag saam met ons kinders en saam met ons ouers by mekaar op hierdie dankdag om U naam te verheerlik deur die roem en die eer van oorwinning aan U te gee. Almagtige Vader, net soos op 16 Desember 1838 roep ons U naam vanoggend aan, omdat ons weet dat ons hulp van U afkom. Vader, Seun en Heilige Gees, U is almagtig en U is getrou aan die verbond wat U met Abraham en met Abraham se nageslagte kom sluit het. Ons wil U vanoggend kom eer en verheerlik, omdat U die afgelope 187 jaar steeds getrou was en dieselfde God is. Wanneer ons nou saam uit die woord uit lees, is dit ons gebed dat U lewende woord en die ewige waarheid aan ons sal kom openbaar. Lei ons deur die Gees sodat ons sal hoor wat U wil kom verkondig. Here, kom maak asseblief vanoggend ons harte oop en ons verstand helder, sodat dit nie net woorde sal wees wat ons hoor nie, maar sodat dit U woord sal wees wat ons glo. Spreek tot ons, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genadig is en omdat U kom sê het, ek sal jou God wees. Ons bid dit alleen in U naam. Amen. Geliefdes, ek lees vir ons saam uit Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van al jou gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevare. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Gemeente, wanneer 'n storm skielik losbars op die see, verander alles. Die wind draai, die golwe word hoër, die nag word donkerder en die skepe verloor hulle rigting. Te midde van hierdie chaos is daar egter altyd een ding wat nie verander nie. Dit is die ligtoring. Die ligtoring beweeg nie saam met die hoë en die gevaarlike golwe nie. Die ligtoring pas nie sy lig aan by die omstandighede nie. Die ligtoring werk ook nie net van 8 tot 5 en los die skepe dan om self te sukkel nie. Selfs in vreeslike wind, hoë golwe en donker aande, doen 'n ligtoring presies net dit wat dit altyd doen. Dit staan vas en dit skyn sy lig, nie omdat die see rustig is nie, maar juis omdat die see onstuimig is. Op so 'n manier beskerm en lei die ligtoring al die skepe. Dit is juis in die wind, in die hoë golwe, in die onstuimige weer, dat die skepe kan staat maak op die ligtoring alleen, om
om hulle na veiligheid te lei en om hulle te bewaar. Wanneer ons vanoggend hierdie Bybel lees en ons gaan lees in die Ou Testament, dan sien ons dat die ligtoring waarop die volk van Israel altyd staat gemaak het, was God self. God is die een na wie sy volk gedraai het vir hulp, beskerming, versorging en leiding. Van die heel begin af het die gelowiges altyd na God toe gedraai, omdat hulle hom geken het en omdat hulle bely het dat hy hulle ligtoring is. Die een wat vasstaan en in alle omstandighede altyd dieselfde is. Die een wat nooit sluimer of slaap nie, wat nie sy pos verlaat nie. Die een wie die volk van Israel beskerm en bewaar, wat seker gemaak het dat hulle nooit struikel nie. Dis natuurlik nie die volk van God wat besluit het dat God hulle ligtoring moet wees nie. Dit is wie God, die God van die Bybel, besluit het hy wil wees. Dit is wie God vir Abraham, Isak en Jakob wou wees en ook was. Omdat God die een is op wie die gelowiges van die vroegste af kon staat maak, sien ons dat Dawid baie later in Psalm 21 met groot vreugde en sekerheid verklaar dat hy weet sy hulp kom van die Here af. Die ligtoring van die Bybel wat nooit verander nie. Die een wat seker maak dat hy nie struikel nie. Dawid besef sy hulp kom van die Here wat hom beskerm en bewaar. Die een wat nooit sluimer of slaap wanneer Dawid hom aanroep nie. Nou geliefdes, ons is nie net vandag hier om te bely dat dit is wie God vir Abraham, Isak, Jakob en Dawid was nie. Ons God, die God van die Bybel, is tog nie die een wat net was nie. Hy is die een wat is, wat was en wat sal wees. Dit is waarom ons vandag by mekaar is. Om te bely dat die God van die Bybel nog steeds ook vir ons, die nageslagte van Abraham, God is. Hy is die een wat kies dat hy ons ligtoring wil wees. Die een wie ons as die nageslag van Abraham vandag nog steeds lei en beskerm. 16 Desember 1838 is een van vele bewyse dat God vir ons nog steeds dieselfde God is as wat hy in die Bybel was. Op 16 Desember 1838 het die voortrekkers hulle self binne in 'n verskriklike, onstuimige storm bevind. 'n Storm van lewe en dood. Tydens die slag van Bloedrivier het alles vir die voortrekkers verander. Hulle omstandighede het in 'n oogwink verander. Hulle veiligheid het weggekwyn. Hulle en hulle kinders se toekoms was ewe skielik onseker en het selfs onmoontlik gelyk. Op 16 Desember 1838 het die spreekwoordelike wind tydens die slag van Bloedrivier opgesteek. Die golwe het gebreek en het al hoër geraak. Die nag het al donkerder en onseker begin lyk. Die voortrekkers het op daardie dag van 1838, om die woorde van Psalm 121 te gebruik, opgekyk na die berge. Hulle het opgekyk na die berge want hulle het geweet waar hulle hulp vandaan kom. Hulle het opgekyk na die berge nie omdat hulle mismoedig was nie. Hulle het opgekyk na die berge want hulle het geweet hulle hulp kom van God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde. Die voortrekkers het opgekyk en hulle het hulle geloof en afhanklikheid in Jesus Christus bely. Ons Here en Verlosser, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat hulle neergedaal het en op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood. Die voortrekkers het voor God gestaan en hulle het geweet dat God, ons God, hulle God, ook in daardie oomblik
Die een is, wat was en wat sal wees. Die een wat ook in daardie oomblik nie gesluimer of geslaap het, toe hulle hom aanroep nie. Die voortrekkers het opgekyk na God en hulle het geweet, dat hy die God is wat deur die geskiedenis die volk van Israel gelei het, en daarom ook nou hulle as voortrekkers sal lei en beskerm. Geliefdes, dis belangrik dat ons dit vandag reg hoor. Die voortrekkers het nie op 16 Desember 1838 die oorwinning behaal, omdat hulle beter, sterker of fikser was nie. Inteendeel, die voortrekkers het daardie dag vir God aangeroep, juis omdat hulle besef het, dat hulle nie beter, sterker of fikser is nie. Hulle het vir God aangeroep, omdat hulle besef het, dat indien dit nou van hulle gaan afhang, dan is dit verby, met hulle en met hulle kinders. In opregte geloof, afhanklikheid en nood, het die voortrekkers opgekyk na die berge en bely. Hier staan ons, voor die heilige God van die hemel en die aarde. Hier staan ons, omdat ons hulp van hom afkom, omdat hy die een is wat ook nou gaan seker maak, dat ons nie struikel nie. Hier staan ons, want hy wat ons beskerm, slaap nooit nie. Ons staan hier in nood en desperaatheid, want die Here ons God, wie ons beskerm, bewaar ons ook in hierdie oomblik van alle gevare. Ons staan hier, nie net omdat hy ons tot nou toe bewaar het nie, maar ook omdat hy nou verder ons lewens gaan beskerm. Die voortrekkers het nie daai dag die oorwinning behaal, omdat hulle voortrekkers was, of omdat hulle verdien het om die oorwinning te behaal nie. Hulle het die oorwinning behaal, omdat God ook in daardie oomblik hulle God was. Omdat God in daardie oomblik die vyand in hulle hand oorgegee het. Omdat God ook in daardie oomblik getrou was aan die verbond wat hy met Abraham en Abraham se nageslagte kom sluit het. Dit is wat ons vandag herdenk. Ons herdenk gelofte dag, want op 16 Desember 1838 het God nie toegelaat dat die voortrekkers struikel nie. Psalm 121 vers 3. God het nie by die slag van Bloedrivier geslaap nie, vers 4. God het die voortrekkers beskerm van alle gevare, vers 5. Hy het hulle beskerm waar hulle ook gegaan het, vers 8. Maar nog steeds gemeente, is ons nie net vandag by mekaar om te bely dat dit is wie God vir die voortrekkers was nie. Want ons God, die God van die Bybel, is vandag nog steeds die enigste een wat is, wat was en wat sal wees. Die een wat vandag op 16 Desember 2025 vir ons as gelowiges in Louis Trichardt nog steeds dieselfde God is. Ons is daarom nie net hier by mekaar om die historiese gebeurtenisse te herdenk nie. Ons is vandag opnuut by mekaar om weer opnuut ons geloof in God van die Bybel, in die God van die volk Israel en in die God van die voortrekkers te bely. Ons herdenk die gelofte omdat die God van die gelofte vir ons nog steeds dieselfde God is. Vandag is ons by mekaar want hy is nog steeds die een wat toekyk dat ons nie struikel nie. Ons drie enige God is vandag nog steeds die een wat nie slaap wanneer ons hom aanroep nie. Ons is vandag by mekaar want hy is vandag nog steeds die een wat ons beskerm van alle gevare. Die een wat ons tree vir tree beskerm, waar ons ook mag gaan. Maar nog steeds gemeente, is ons nie net vandag by mekaar om te bely dat dit is wie God vir die voortrekkers was en vandag vir ons is nie. Ons is vandag hier saam met ons kinders. Ons is vandag hier omdat ons kinders ingesluit is by die gelofte. Ons is hier saam met ons kinders en ter wille van ons kinders, omdat die gelofte ook die opkomende geslagte insluit. Die God van die gelofte is nie net die God van die voortrekkers en ons God nie.
Hy is ook die God van ons kinders. Daarom is ons kinders vandag by ons. Ons kinders is by ons as belydenis dat die God van die volk, die God van die voortrekkers, ook vandag nog steeds kies om die God van ons kinders te wees. Dieselfde God wat nie gesluimer of geslaap het toe die voortrekkers hom aangeroep het nie, sal ook nie sluimer of slaap wanneer ons kinders om die dag aanroep nie. Dieselfde God wat die voortrekkers beskerm het van alle gevare, sal ook vandag nog steeds ons kinders beskerm van alle gevare. Dit is die troos van die evangelie. Dit is waarop ons, saam met ons kinders en ons ouers, nog deur die eeue elke 16de Desember by mekaar gekom het. Om die roem en die eer van daardie oorwinning aan ons God te gee en om hom daarvoor te dank. Want hy is die een wat is, wat was en wat sal wees. Die onveranderlike God en ligdoring wat op die 16de Desember 1838 aan die voortrekkers die oorwinning omgee het. Geliefdes, ons herdenk nie vandag 'n volk se krag, se oorwinning of se prestasie nie. Ons herdenk die getrouheid van God. Van God wat deur die eeue nog altyd dieselfde gebly het. Na al hierdie jare hou ons steeds aan die gelofte vas, want dit herinner ons aan God, wat groot, genadig, almagtig en getrou is. Wanneer die storms woed en die nagte donker word, was hy nog altyd die ligtoring, die een wat vasgestaan het om ons kinders en ons ouers te kom lei en te kom bewaar. Mag ons en ons kinders na ons daarom altyd saam met die voortrekkers bly opkyk na die berge en bely. Ons hulp kom van die heilige God, die God wat die hemel en die aarde geskep het. Aan hom alleen behoort die roem en die eer van die oorwinning tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige en getroue God, U wat is, wat was en wat altyd sal wees, die skepper van die hemel en die aarde, die God van die verbond. Ons dankie dat ons vanoggend voor U mag staan, nie op grond van wie ons is of wat ons gedoen het nie, maar alleen omdat U kom sê het, ek sal jou God wees. Here, ons bely dat U deur alle tye nog altyd dieselfde was. U het nie gesluimer of geslaap toe U volk deur die woestyn getrek het nie. U het nie gesluimer of geslaap toe Dawid U in nood aangeroep het nie. U het nie gesluimer of geslaap toe ons voorouers in nood opgekyk het na die berge nie. En U, Here, slaap ook nie nou terwyl ons U vandag aanroep nie. Ons dankie vir U genade en U trou, want U het op daardie dag die voortrekkers gelei en beskerm teen alle struikelinge. U het hulle nood gesien en U het hulle afhanklikheid gehoor. Here, en U het die verbond wat U met Abraham se nageslagte kom sluit het, onthou. Here, as dit van die voortrekkers afgehang het, het hulle verloor. Daarom roem ons vandag alleen in U, omdat U hulle vyand in hulle hand gegee het. Almagtige God, ons en ons ouers en ons kinders is vandag by mekaar om die gelofte te herdenk en om die goedheid te onthou. U wat die God van die voortrekkers was, is vandag nog steeds ons God. En U wat vandag ons God is, sal daarom nog steeds ook in die toekoms ons kinders se God wees. Here, terwyl ons U loof en U prys vir die goedheid in die verlede, wil ons U daarom ook loof en prys vir U goedheid en die getrouheid aan die kinders in die hede. Here, maar daarmee saam is ons ook vandag hier by mekaar om U te loof en te prys, omdat ons weet dat U in die toekoms nog steeds goed sal wees en nog steeds getrou sal wees aan U kinders en aan U verbond. Ag Here, dis ons gebed dat U ons asseblief sal kom bewaar. Here, lei ons asseblief in die waarheid.
Hou ons vas wanneer die storms woed en kon leer ons om ons hulp van U alleen te verwag. Laat ons, Here, as U kerk en as U kinders in geloof bly leef terwyl ons weet en oortuig is dat ons hulp en leiding alleen van U afkom. Aan U, o God, wat is, wat was en wat sal wees, kom toe al ons lof, al ons eer en al ons dank. Nou tot in ewigheid. Amen.